Welkom by die tweede aflewering van die Rally Ride Dagboek, wat 'n weeklikse potgooi is, wat handel oor rally ride in Afrika en die res van die wêreld. My naam is Isak Beitel. Ek is aktuaris van professie, maar 'n groot aanhanger van hierdie wonderlike kategorie van motorsport. Aan die ander kant van die mikrofoon sit my mede-aanbieder en die werklike kenner van alles wat rally ride aanbetref, die alombekende Stompie Meinhardt. Hallo Isak, ek is Stompie Meinhardt. Ek kom van 'n klein dorpie Stella en my professie is ek is 'n boer en ek neem ook graag deel aan die sport self. En ja, hoop ons kan lekker gesels vanaand. So die hoogtepunte van hierdie week se program, laasweek het ons afgeskop met 'n lekker gesprek met die 6-malige nasionale kampioen Bux Carolyn. Bux het met ons baie gedeel, baie interessante stories. So hierdie program word gewy aan die tweede helfte van 'n gesprek met Bux Carolyn. Toevallig was Robin het reg gekry dat hy 'n boodskap kry van Jurex af. Okay. Dit was in daai dae was dit jy weet 'n vreugde. Ja. Nee, dit is en dit wat ek ook verneem is daardie tyd was verskriklik kompeterend geweest. Jy het nou genoem van die kompetisie met die fabriekspanne en die bakkies. Kan jy vir ons 'n bietjie meer daarvan vertel? Weet hoe was dit aan die begin geweest toe hulle agterkom, maar hierso is skielik iemand wat kompeterend is en hulle selfs met die wedrenne kan wen. Kyk, in daai stadium was Henny Reineke was eintlik een van die pioneers van bakkiejag en moffisse en al daai ou toppies, maar hulle het mos Ford F50's gejaag, jy weet. En toe het hulle nou begin met die Nissans en dan daar was Hannes Grobler en Apie Reineke was die twee groot ouens wat bakkies gejaag het. En ook met Cassie Coetzee en daar was baie ouens wat fabrieks rallykarre gery het wat ook in offroad ingekom het. So ons moet hulle wen en ons tussen Klaas, myself en Schilling en ander ouens het ons probeer om daai ouens in te haal. En ons het dit was die uitdaging om te probeer om daai fabriekspanne te wen. Hulle het almal eintlik professionele rally navigators gehad in hulle karre en ons het nou met pels gejaag. Jy weet, jy het saam met jou pel gejaag en die Veldren boek op daai stadium was nie so wat is die hy was as dit 5.3 kilometer op die pad is, dan draai jy links, dit kan miskien 5.5 gewees het, jy weet. Ja, dit moet sê, was nie so akkuraat nie. Ja, en ons het dan begin met merkings op die pad te sit, dat die ouens kan sien, dat hulle op die regte pad het jaag, want ons het baie ongelukke gehad, en naby ongelukke gehad, wat ouens kop aan kop botsings gehad het, want hulle verloor, en draai hulle om, en gaan hulle terug op die pad, en die ander ou kom op, en hy dink hy is op die regte pad, maar hy is ook op die verkeerde pad, so ons het 'n paar uitdagings gehad, en dis hoe die sport begin bevorder het, om 'n merking op die draaie te sit, en wat hulle nou deesdae nog steeds gebruik, ek dink sommige hulle gebruik hulle, al het hulle nou hierdie nuwe sat-nav navigasie deesdae, jy behoort nie so te verloor, maar ons het op stickers gejaag, en die ouens in die bakkie, hulle was baie, wat is die woord, hulle was skelm, hulle het mos die merkers afgery, jy weet, hulle toe by 'n hoek kom, dan ry hulle reguit, en dan is die merkings daar af, en as jy daar opkom, jy kan nie sien waar is die pad, en hulle maak nou, jy kan die ou se stof sien, en dan skielik kan jy nie om sien nie, want hy is weg, hy is nou nog 'n minuutjie by jou opgemaak. So ons het gesukkel om hulle in te haal, maar ons het dit eintlik reg gekry op die ou end, en ons het hulle gewen. Kom Bux, nou sê gou vir my, het julle daai jare 'n metertjie in die kar gehad, toe die kaarte nou bietjie meer akkuraat gekom het, het julle 'n metertjie gehad wat julle ook getrip het, en afgemeet het van instruksie tot instruksie. Ja. As die stickertjie af is, dan het julle die draai mos gekry.
Ja, kyk, ons het terretrips gehad. Dit was wat jy gemeet het. Dit was nie so akkuraat nie, want hy het nie satelliete gebruik. Hy was op die wiel vas met 'n sensor. So hoeveel keer die wiel draai, moet jy uitwerk, jy met 'n ratio kry en dan jy moet 'n measured kilometer gaan ry met die kar om jou meting reg te kry dat jy akkuraat is met die meting. So ons het daar bevordering gemaak. Ons het oorspronklik met een terretrip in die kar gesit, maar dan het ons gegaan oor 2, een op elke wiel, en as die een breek dan het die ander, want as hulle water gesien het, hulle probleme opgetel. So dit was baie keer wat jy kan dit nie, jy weet nie waar jy ry net op die boek. Maar Ja. ek dink deesdae dis nou 'n ding van die verlede. Dis heel wat meer akkuraat. Die afstande is presies. Ja, wat ek gesien het daai jare met die proupie, dat jy moet baie jou terretrip kalibreer. Dis reg so. En as die wiel Laat jou weer reset, ja. ja, as die wielbearing bietjie geweer het die wiel so gemaak en daai afstand tussen die probe en die wiel het verander. Jy weet, hy kleiner en groter, maar as hy dan lees hy, dan kry jy ry 4 kilometer, maar meantime het jy mos 5 gery. Dan draai jy links en daar's niks daar, jy weet. So. Ja. So. Maar dit was die uitdaging van die tyd, jy weet. Ons was almal in dieselfde boot en dis hoe ons geleer het. Die ouens het geleer om pad te lees. Almal wil eers te kom. Ja. Kom ek net vinnig, was daar 'n spesiale wedren wat bietjie meer spesiaal vir jou was? Was daar 'n spesifieke oorwinning wat vir jou soeter was as ander, of 'n wedren in die kalender wat jy bietjie meer uitgesien het as die ander? Ja, man. Ek dink net omdat die terrein my gepas het, was in die Oos-Kaap op die Settlers 500 wat in Queenstown, nie in Queenstown, in was dit nou? Dit was in PE eintlik het begin. Maar in daai area van PE het ek daar deelgeneem en ek dink daar was 5 of 7 settlers veterane oor daai tydperk wat geborg was deur PG Glass en Rod Viersen. En ek het 5 van die 7 gewen, algeheel. So ja, hulle was goed vir my en ook die Toyota Woestyn veteran was baie goed vir my. Ek het daai wedren saam met Shamir gejaag. Ons het ek dink ons het een keer ons het 3de dag gekom. Ek dink nie ek het met Shamir gewen nie. Ek dink ek het die 3de met hom gekom. En dan het ek met Tang Megeneni het ek 2 gewen met hom. Ek het 1 gewen in Vryburg het ek die laaste een gewen in 'n 2 sitplek kar, en dan die eerste een wat terug in Botswana gejaag het ek gaan daai wedren het ek gewen in 'n enkel sitplek reiskar met 'n Porsche engine in hom. Ja. Ek was dit was vir my 'n groot voordeel in my carrière in offroad om te wedren te wen van die Toyota Woestyn wedren in 'n enkel sitplek en 'n dubbel sitplek kar. So daar's baie min ouens wat dit gedoen het, jy weet. Is daar reisers wat waarmee oom Bux baie teëspoed ook gehad het en maar deurgedruk het of nie klaar gemaak het nie? Baie man. Stompie, dis 'n een ding van offroad racing, dit bring jou terug. Jy weet, jy dink jy gaan hierdie ding wen en hy klap jou dat jy gaan sit, jy weet. En een van daai wedrenne was, ek het elke nasionale wedren het ek gewen. Daar was nie een wat ek nie gewen het, behalwe die Dak van Afrika. Die grootste een wat ek wil wen, het ek nooit gewen. Die beste wat ek daar ooit gedoen het, was 3de, maar ek het die kar daar gerol 2 keer. Ek het die kar het gebreek. Dit was net vir my nie 'n good luck wedren nie. Ek het daar gesukkel. So die Dak van Afrika was vir my 'n challenge en nog steeds een van die beste wedrenne wat ek in ooit deelgeneem het. Ja, om Buk te kan onthou, my eerste karretjie het ek self gebou. Oom sal hom onthou. So 'n Betla Sandmastertjie.
en ek het 8 reises gery voor ek die eerste een kon klaarmaak. Net om terug te gaan ek dink dit was in 1984 was ek in my eerste veldwedren op die dak van Afrika saam met Kenny. Kenny het gejaag, ek was die navigator in daai klewertjie van ons. En ons het die ding klaargemaak. En toe ons klaarmaak, toe kom 'n ou na my toe, sy naam is Dennis de Necker. En hy sê vir my, jou klein bliksem, jy weet, ek het nou 10 jaar geprobeer om hierdie wedren klaar te maak en jy kom by jou eerste een en julle maak klaar. So, en dit was vir my 'n groot ding, jy weet, om klaar te maak by 'n dak van Afrika, my eerste ene. Maar dan wil ek hom gewen het en ek het hom nooit gewen. So Justice het my gekry op die ou end. Ja, Bux, jy het daarna verwys vlugtig na die 3 nasionale titels as besieder, het jy oorgeskakel as navigator en 'n verdere 3 nasionale titels ingepalm. Miskien net, wat interessant was vir my is, eers was in 1994, toe 2000 en 2004. In 2000 was jy navigeerder vir wat toe 'n nuweling was in die sport, Shamir Variava, ook in 'n reiskou. En daar het hulle die nasionale titel gewen en soos oom genoem het, die 2004 saam met Atang Maganene. Ja. Ek wil jou 'n storie vertel van Shamir. Sy pel Abdul en ek was baie goeie vriende. Dit was in die dae van apartheid. En ek en hierdie ou het net 'n peld geraak. Hy was een van die goedste, mees lekkerste ouens wat ek ooit in my lewe ontmoet het. Hy het ook 'n klewe gehad en maar 'n warm een. Hy het al die bells en whistles op baie ding gehad. En ons het vriende geraak, groot vriende geraak. En op baie stadium was Shamir nog 'n chokkertjie, weet, hy was 'n lightie. En toe op 'n stadium het hy kanker gekry. En eendag het my gebel en sê ek moet hom kom kuier daar in Mayfair. Sy vrou het my gebel en ek het daar gaan opgedag en sy het vir my gesê, luister, Abdul is baie siek en hy wil met jou alleenlik praat. En toe het ons in die kamer ingegaan en die deur toegemaak en saam met sy vrou en ek. En hy het vir my sê, luister Bux, ek en jy is pels. Ek vra vir jou om een ding vir my te doen. Jy moet my laaitie leer om off-road te ry. So ek het hom daar beloof dat ek dit sal doen. En dis hoe ek betrokke geraak het met Shamir. En hy het nou in die sport ingekom en ek het hom geleer in die begin. En kyk waar hy uitgeëindig het op die ou end. So ek dink sy pa sal baie trots op hom gewees het wat hy gedoen het. Nee, verseker, en dit hoe dit my lyk is, dit is nie net geleer nie, dis ook gewen, weet jy, die nasionale titel verower in daardie tyd. Ja, ek dink dit was nie 'n reiskat, dit was 'n Chenef wat ons dan gejaag het. Okay. 'n Jimco, dit was 'n Jimco. Ek dink dit was 'n Jimco. Okay, ek sien. Ja, dit was 'n Jimco wat ons ja. So in 1998 word jy gevra deur Neil Woolrich om vir hom te navigeer tydens die Dakar Rally. So wat toe bekend gestaan het as die Paris-Grenada Dakar Rally. ja, Wat die 20ste weergawe van die Dakar was. En as mens nou dink, vandag is hulle al by die 48ste weergawe gewees. So hulle het in 'n Mitsubishi Pajero gedoen, goeie resultate gehad hier in die begin, opgeskuif in die rangering, maar toe ongelukkig uitgetree by die 9de traject. Enige spesiale herinneringe van daardie wedren? En ook, hoe was die aanpassing gewees met vergelyking met die ervaring in Suid-Afrika? Dit was soos dag en nag, dit was so verskillend. En al die briefings was in Frankryk Frans gedoen. En so ek het 'n ou vriende gemaak met 'n ou daar wat my tolk geword het, jy weet. Hy het langs my gestaan en sê dis wat die ou sê en dis wat jy moet doen. So dit was baie moeilik vir ons om daar op te daag en deel te neem. Veral met ons het
ondervinding in Suid-Afrika, maar dis 'n heel anderse ding as jy nou gaan in Afrika jaag, jy weet. Elke dag ry jy so omtrent amper 1000 kilos per dag. En dis 'n groot uitdaging en dis rof en dis wild en as jy verloor daar raak, dan is daar's 'n kans dat niemand sal weer sien. So dit was en daar was oorlog op die gang daar tussen Mali en Mauritanië was daar oorlog aan die gang. So ons het daar opgedaag en ons het goed begin en dan het ons 'n probleem gehad met die cowling op die radiator het gebreek en 'n stuk van die ding het in die fan ingeval en vorentoe gestoot deur die radiator. En ons het nie gesien dat ons water verloor het en die engine het nou begin 'n chunk en ons het gestop en dan het ons die probleem gekry, maar ons het die engine seer gemaak. Ons het 'n trok het by deur gekom. Ons het verwag vir ons service trok, toe vind ons uit dat hulle is nie op daai pad daai dag, hulle gaan om en hulle kom nie op die pad, maar ons kry 'n ou en hy sleep ons terug na die Kuiper toe en toe die mechanics daar ingeklim, maar dit was 'n V6 engine. Hulle kan net die een bank van reg maak en die ander een het hulle probeer om reg te maak. En ons die volgende dag was ons in groot duine in. En toe ons van die begin van die duine gekom het ons alreeds 1/3 van ons water wat ek agterin gegooi het in die kar en in bottles en whatever ek kan kry, het ons opgebruik en nou moet ons nou in die dik duine gaan. En ons het besluit om daar uit te trek want die verantwoordelikheid vir die kar was ons was self verantwoordelik vir die kar. En as hy nou missie geraak het daar in die woestyn of ons kan hom nie uitkry, dan sal ons moet vir die kar betaal en ons kan dit nooit bekostig, so ons het uitgetrek. Maar dit was vir my ek het baie geleer. Dit was vir my 'n helse ondervinding. Dit staan uit en al het ons nie klaar gemaak, een van my grootste challenges wat ek in my lewe gedoen het. Ja, dit klink ongelooflik en dit was 'n baie spesiale wedren. Dit was Stefan Petransel se laaste oorwinning op sy motorfiets voor hy oorgeskakel het na 'n karre toe. Alfred Cox was 4de geweest met daardie wedren en ek sien ook in die resultate dat Dirk van Zetewitz wat later vir Ganiel genavigeer het op die motorfiets se 7de gekom. So ja, baie geskiedenis in daardie wedren. So ek skat die vraag is, was daar iets wat van 'n hinkering om terug te keer na Dakar, so of unfinished business en was daar planne geweest om weer deel te neem? Ja. Ek wil net iets bysit by hierdie storie wat die ouens al reeds vergeet daarvan en Stompie sal van hom ken, Wikus van Deventer. Jy weet, Wikus van Deventer het met 'n Yamaha quad deelgeneem in daai wedren en hy het mos, hulle het nie nou 'n twist grip throttle gehad, hy het een van daai dinge wat jy met jou duim druk, jy weet. So as hy ons kom groet het, dan het hy altyd jou hand gevat, maar sy duim was uit, so ons het hom, toe ons hande met hom skit, dan skit hy jou duim, jy weet, so hy het gemaak soos hy met die petrol doen. Maar hy was 'n helse ou en hy het ver voor die ander ouens gewen, hy het eintlik die quad afdeling gewen, Wikus van Deventer, en daai ou was taai. Daai ou, hy het van Parys afgery tot Grenade waar ons op die boot geklim het in die sneeu met sy boots op, met geen kouser op. Hy was 'n taai ou en daai ou was ek haal my hoed af na hom toe, maar want hy het vasbyt gehad. Maar om terug te gaan by die storie, om terug te kom by die Dakar, jy weet, ek het die kans gekry om daai jaar deel te neem. Die volgende jaar was nou Neil nou saam in die Suid-Afrikaanse reeks saam met Kenny weer en toe het hulle besluit nie Kenny sal gaan en Neil het gegaan en hulle daai wedren klaar gemaak. So ek was baie trots dat Neil uiteindelik 'n finishers badge gekry het en Kenny het ook gekry. Ja, dis wonderlik en miskien net laastens op daardie Dakar hoe was die kultuur geweest? Was dit
Ek sien deesdae probeer hulle baie met die Dakar weer daai ou kultuur vestig, weet met die oorgangs trajecte wat hulle in die woestyn slaap. Was dit 'n goeie kultuur geweest of was dit ook maar baie kompeterend en ouens het nie baie weet met mekaar gedeel nie? Dit was baie kompeterend, maar die ouens sal jou help. Jy weet, dat is een van daai dinge. Die Dakar wat hulle jaag deesdae en die Dakar van Afrika Dakar is nag en dag. Ons het elke ou het 'n one-man tent gekry. Al was jy Jutta Kleinsmith, Pieter Hansel, whatever it is, jy kry 'n tent en jy slaap in 'n tent met 'n slaapsak. Deesdae bly die ouens in hotelle en hulle jaag net die dag en in die aand bly hulle in hotelle. So dit het heel wat verander. Dus ek dink nie dis so 'n adventure wat dit was. In Afrika, jy sien nou hierdie ouens jaag 5 sekondes uit mekaar uit van mekaar. Dit in daai ou dae in die Dakar Rally, dit was nie dit het baie keer gebeur dat die ouens klaar gemaak en die volgende kar dag op 'n halfuur later of 'n uur later en die navigasie was baie rof. Want ek het daar geleer om headings te volg. Jy navigate nie soos die roadbook in Suid-Afrika waar ons gee jy moet 1 kilometer afry regs, 300 meter links en so tipe ding. Daar wat hulle doen, hulle sit jy op 'n pad en hulle sê jy ry 6 kilometer op daai pad, dan draai jy regs op 'n heading van 280 degrees. En dan kom jy op hierdie pad en jy moet reg wees waar daai 6 kilometers is wat jy gaan regs draai en jy moet nou op 'n kompas ry om uit te kom by die volgende plek. So jy kan maklik daar verloor. Dit was ons bietjie makliker want ons was agter die ouens en hulle het nou pad gemaak vir ons, maar ek dink as jy voorry was dit baie moeilik. En deesdae is die Dakar Rally, jy sien die ouens kom in die eerste hulle ry, jy het gesien nou verlede jaar in die motorfietsafdeling het die ou gewen van 2 sekondes op die ou end van oor daai hele toestand. So dit het heel wat verander. Ek dink die adventure van daai dae is verby. Dinge het groot verbeter. Tegnologie het groot verbeter in daai stadium en meer van die fabriekspanne het deelgeneem, so dis 'n ander sport nou as wat dit was Paris Dakar Rally. Daai Dakar Rallies het ook nou nie soos ons net nou gepraat het met 'n stickertjie gekom wat jou kan help die pad wys nie. Jy het net op daai cap headings gewerk oom. Dis reg. Ja, dit was as jy dan daar verdwaal het, hoe het jy teruggekom? Hoe het jy nou geweet tot waar moet jy terugkom en was jy al hier? Lyk alles dieselfde? Dit lyk so. Kyk Stompie, hoe het julle uitgekom waar julle moes uitkom? As jy 'n bietjie verloor, ek het daai ding in die army geleer, jy weet, jy maak 'n figure uit, jy ry skuins links en regs tot jy nou spore kry, jy weet. Of jy gaan terug by die laaste plek waar jy was, waar jy weet presies waar jy en dan begin jy weer. So dis baie keer wat jy omdraai en gaan terug by die plek waar jy was en dan vind jy nou daar was nou so klein dingetjie wat jy gemis het. So jy weet, die vinnigste ou het nie eerstens klaar gemaak. Die slimste ou het eerstens klaar. Ja, okay. Ja, dit bly net 'n ongelooflike soos om Buk sê, miskien nie meer so groot avontuur soos destyds nie, maar ek dink ook dis dalk mense moet dit sien as iets anders. Weet dit is miskien mense nie die twee probeer vergelyk nie. Maar ja, jy kan nie. Om Buk sê dan, jy het aktief gebly in motorsport. Ek verstaan, ek weet of dit die laaste wedren was, maar in 2021 het jy saam met Dave Huddy in 'n Nissan Navara die Bauerspan 300 gery. En ek skat, sodra jy inklim in die kajuit, gaan dit oorwen, want so vraggies waar het jy eerste geklom in die klas, in klas S, 10de algeheel, 6de in die proloog. So, ek skat die vraag is daar altyd nog 'n hinkering terug na die binnekajuit van 'n rally-ride motor? Ja, man, altyd, Isak, is in jou bloed, jy weet, as jy nou dwellings vat, jy kan in 'n rehab gaan en dan kry hulle jou reg. Maar as jy petrol in jou bloed het, hy kom nooit uit.
Nooit. Hulle kry jou nie weer reg nie. Ek sien so rukkie terug het jy's gereis saam met Brian Baragwana toe hulle net die CR7 bekend gestel het. Hoe was daardie ervaring geweest en hoe was die vergelyking met die herinneringe van jou rally daar? Dag en nag. Om terug te gaan, Isak, net na wat ek het altyd gesien dat ouens in die sport inkom en hulle vat uit en hulle doen niks om weer in te sit. So ek het besluit dat ek wil iets terugsit en ek het nou betrokke geraak met die wedrenne en by die regional reeks en alles en altyd probeer om ouens te help, jy weet, ek het dit gedoen, maar ek is nou, daai dae is verby, en ek het nou saam gaan toets met Brian in die Century, en dit is ongelooflik wat daai kar kan doen. Ek meen, jy kan goed, ek het gesien ons ry daar en daar kom 'n sloot aan. Ek was nie geworry nie, want ek het geweet die kar gaan dit maak, maar die spoed wat ons daar aangekom het, was erg. Ek dog as ons daai ding gaan hy my skit dat my kop af by my skouers afval. Maar hy het nie, jy weet, dit was vir my daai CR7 is die ontwerp van die kar wat hulle daar bou is van 'n klein familiefabriek eintlik, is vir my dis ongelooflik dat hulle kan deelneem en saam met die Toyotas en die Dusters en daai goed kan hulle jag. Dis 'n groot feather in the cap vir Mark Corbett and Company. Ja, nee, van my kant af, ja, dit is regtig ongelooflik. Ek het ook al partykeer, jy kan dit amper nie vir iemand vertel nie, as hy dit nie self beleef, wat daai karre kan doen nie, oom. Dit is regtig, Ja. dis moeilik om vir iemand te verduidelik. Ja. En as jy in die kar is, dan kan jy dit amper nie glo wat nou net gebeur het nie. Dis die waarheid, Stompie. Ja. Leon Bucks, ek dink veral die jonger generasie het ook opgemerk dat die mentorskap wat Oom Bucks vir hulle ook gee, om het oor te dra na die volgende generasie toe, en ek dink Oom is ook bekend daarvoor om die ervaring te deel met die jonger of die minder ervare deelnemers. En ek dink wat baie mense het ek al gehoor wat hulle wat uitgespreek het hulle waardering, en ook die rol wat Oom Bucks gespeel het in hulle loopbane. So, miskien net 'n vraag, hoe voel jy oor die moderne talent in Suid-Afrika wat in die rally aanbetref, en ook, ek skat wat anders is hedendaags is, dit kan vergelyk word op 'n internasionale vlak. Ja, nee, kyk, die ouens is goed. Ek meen, jy vat Henk later gaan. Ek meen, hy's daar. Ek dink Brian is daar. Brian is 'n baie goeie drywer, bestuurder. Ja, ons het heel wat talent in Suid-Afrika. Heel wat. Miskien Die Woolrich Boeties. ja, die Woolrich Boeties ook veral, en het 'n baie goeie wedrenne wat hulle altyd het tussen die Fords en die Toyota. So ja, ek dink van my kant af ook, ek is baie opgewonde om te sien die goeie opkomste wat daar is op 'n internasionale vlak. Hoopelik met die WTRC begin dit bietjie meer toeganklik raak en kan daar meer kompetisie wees waar van ons plaaslike talent kan deelneem en werklik hulle staal kan wys. So miskien net om af te sluit met die gesels oor jou loopbaan, wat is volgende in die toekoms vir Bucks, Carolyn, en wat 'n raad sal hy gee vir die jonge generasie wat nou dalk begin belangstel in rally ride? Ek wil nog steeds betrokke raak by die sport. Jy weet, elke dag hoop ek my telefoon gaan lui en iemand sal sê, luister, sal jy nie kom help by my span nie, want ek sien uit, ek mis die sport, en ek het baie uit die sport gekry, en as 'n ou wil begin nou deesdae, ek sê vir hom, gaan koop vir jou 'n klein kar en gaan ry in regionals en northern regions,
en gaan begin daar. Moenie probeer om te begin in die dekhalkarre want jy gaan seer kry. Jy moet eerstens leer om te loop voordat jy kan hardloop. Nee, ek dink dis baie waar en ek dink daar is ook 'n oop uitnodiging vir almal wat luister dat jy kan leer van een van die bestes, een van die legendes in Suid-Afrika se rallyrijd. Stompie, enige laaste woorde vir oom Buks van jou kant af? Ek en oom Buks kom ook al 'n klompie jare saam. Ek moet sê ek weet nie baie nie, maar die bietjie wat ek weet het ek omtrent alles by oom Buks geleer. Hy het vir ons hy was altyd bereid om ons te coach. As jy in die Cape of in die pits inkom, het hy altyd na jou toe gestap en vir jou gesê, Boetie, luister vir my, jy moet nou so maak of jy moet so maak. En ek dink die eerste Toyota 1000 wat ek klaar gemaak het was met 'n E-klas bakkie. En klip het en Buks was toevallig daar. Hy het vir David Hardy hulle ondersteun en gehelp daar. En pragtig, hy het ook amper soos my team manager gevoel. So baie dankie vir al die insette wat oom vir ons almal al gegee het. Dit was nie net vir my nie. Ek dink daar is 'n magdom van ons jong klomp wat kan sê oom Buks het al ons goeie raad gegee. So dankie vir dit oom Buks. En ek hoop ons sien oom nog baie by die reistes oom. Ja. So om die laaste insettel is wat ons noem op 'n ligter noot. En wie beter om hierdie insettel af te skop met ons eerste potgooi as die legende van Suid-Afrikaanse rallyrijd, Buks Carolyn. Buks, ons weet dat rallyrijd is altyd 'n hoë druk motorsport met baie stres en fokus. Is daar dalk 'n staaltjie of twee van 'n snaakse insident wat jy met ons kan deel? Ja man, daar is. Eerstens wil ek net vir Stompie sê, good luck op Marienthal, ek sal jou daar sien en ek sal jou daar ondersteun Hotel. So ek sien uit om jou te sien en al die ouens wat ek ken van offroad. Man, ek wil jou vertel van die Escort 300 in Natal wat ons deelgeneem het. Dit was my eerste wedren as 'n drywer van 'n kar. Ek het 'n two-seater gehad met my ou Orco wat ek gehad het wat ek wou verkoop. En ek kan nie 'n koper kry en toe sê my broer vir my ou boet, vat die kar af na ek sê ek gaan die kar daar afsleep en probeer om die ding te verkoop. Hy sê nee man, vat hom daar af en jag die kar, jy weet, mos weet ek. So ek het daar afgegaan met Kenny net om 'n jolter te doen, jy weet. Ek het nie verwag nie, maar anyway, ons het die time trial gedoen en ons het heel wat goed gedoen. Ons was derde algeheel in die time trial. My eerste wedren waar ek bestuur, jy weet, in 'n official event. En toe daarna het ons in die kroeg geëindig saam met Robin Yates en 'n hele klomp van die ouens van Natal, Rob Gibson en 'n hele klomp ou bike ouens wat ek ken en toe het ons daar bietjie gekuier. En anyway, die clerk of the course was John Salters. En die volgende môre moet ons nou by die impound wees 7 uur in die môre. En ons het laat gaan slaap en toe vroeg in die môre toe hoor ons 'n klop aan die deur en die ou sê waar's julle here, en ons staan op en ons sien dat ons is laat vir die dat ons moet daar opdag. Anyway, ons het sommer net aangetrek en daar afgegaan om by die impound te kom. Almal het daar gestaan vir die drivers briefing. Die dag ons daar op ek en Kenny. En toe was John Salters op sy loudspeaker to say, and I would like to thank Messrs. Scholtemmer and Carolyn for pitching up for the drivers briefing. So ja, ons het gelag daaroor, maar dit was John Salters se manier om 'n ou bietjie uit te skel op die dag. Hy het ons so uitgeskel. Maar op 'n goeie note het ons daar tweede algeheel geëindig op die einde van die dag. So in my eerste wedren. So ja, dit was 'n lekker plek en ek dit groot herinnering vir my. So dankie vir die ding en Stompie, ek is bly dat jy is nog betrokke by die sport en ek sal baie bly wees om jou te sien in Marienthal. Dankie Isak.
Ja, baie dankie van my kant af ook oom Bux, dankie vir die gewilligheid om deel te neem aan die eerste potgooi en dankie Stompie. Dankie vir die durf wat ons het met hierdie projek en dankie vir al die luisteraars wat tot nou toe geluister het en ons groet julle tot volgende week. Totsiens. Okay. Baie mooi bly hoor. Totsiens. Totsiens manne, alles goed gaan. Okay. Bye.